op donderdag 29 Mei lees ek vir ons uit Lukas 17 vers 21. Die koms van die koninkryk van God kan nie uit vooruittekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit, of daar is dit nie, want die koninkryk van God is binne in julle, of dan sê die teks, in die midde van julle. In hierdie teksgedeelte wag Jesus se disippels in afwagting dat God se koninkryk in die koningshof of in ander plekke van invloed in hulle wêreld gaan deurbreek. En hulle sien dit nie gebeur nie. En die res van die gedeelte gaan dan om die voortekens daarvan raak te sien en voorspellings te kan waag. Hulle oë was gerig op God, wat hulle van die Romeinse keiser gaan verlos, en die Herodes familie wat namens die keiser oor hulle aangestel is om in Palestina te regeer. En elke keer as iets op politieke terrein gebeur het, het gelowiges met raaiskote gewaag oor hoe God se koninkryk besig is om deur te breek en wanneer dit gaan kom. En ons doen vandag presies dieselfde. Vandag is Hemelvaart. En miskien waag ons net soos Jesus se eerste navolgers met voorspellings wat God besig is om in hierdie hede te doen. Maar God was nog tog altyd besig om iets groot te doen. En die groot goed wat hy om ons doen, hang nou saam met die wyse waarop sy gees mense lei, leer en vorm. Wanneer Jesus in die bergrede met sy disippels oor God se heerskappy praat, is dit juis sy fokus. Nie die dinge wat daar in die koningshowe gebeur nie, maar in hulle eie lewens. Wanneer God die wêreld kom verander, begin hy op voetsoolvlak by mense. Wat vir ons in die toekoms voorlê, is onmoontlik om te weet. Ja, en daaroor kan ons maar net spekuleer. Maar wat God vandag in ons hede wil kom doen deur sy gees, is iets wat ons kan weet en kan verstaan en kan onderskei. Kom ons bid saam. Wees van môre tot vanaand, Here, by my. Wees agter en voor my. Wees langs my en rondom my. Troos en versterk my. Wees bo en onder my. Christus, wees met my in die ure van stilte en storms. Praat met my deur die mond van 'n vriend en in die oë van 'n vreemdeling. Amen.